Baie welkom by His Favorite One. Ons is opgewonde om net weer iemand by ons te hê, in ons kantoortjie, hier waar ons net regtig waar die Here se hart deel met mense, waar ons stories deel, waar ons regtig waar net dat Heilige Gees met elke vrou se hart op uit te werk. En ons is gewone vroue wat regtig net lief is vir Jesus. Hy is ons pappa, maar in die proses is hy ook besig om die bruid, ons die bruid, voor te berei vir die troudag, vir die bruidgroom. En ek dink dis ons hart rondom hierdie hele platform is om die bruid voor te berei en om haar stem te lig. Daar's 'n tyd gewees waar die koningin altyd ingeroep was. Die koning het haar altyd ingeroep en haar bietjie met haar gespog voor sy mense. En dis wat die Here met sy bruid doen. Hy koop haar, hy prepare haar, en dan kom maar 'n stadium in haar lewe waar die Here haar net wil kom, haar stem kom lig en haar bietjie kom afshow vir sy mense en wys wat het hy in haar lewe gedoen. En ek dink vandag is Mariska Kemp by ons en ek wil regtig vir net vir Mariska honor vir die vrou wat sy is en ek wil vandag jou kroon lig, Mariska, in die koninkryk en ek wil vir jou sê dat ons het 'n groot ons kyk so op na jou vir die werk wat jy doen in die koninkryk. Mariska is 'n skrywer van Christelike boeke. Ek het haar op een van haar workshops ontmoet en actually voor dit ontmoet, maar eintlik in diepte ontmoet ek deel was van haar en haar man se workshops by hulle kerk en ja, dit was net vir my fenomenaal om haar storie te hoor en vandag gaan sy so 'n bietjie met ons deel rondom haar storie en die hele groot doel agter al hierdie is regtig om die volgende generasie te bemagtig. Want was daar miskien meer vroue in my lewe wat hulle storie vertel het, dan het ek dalk minder foute gemaak. So Mariska, baie welkom by ons by His Favorite One. Dit is ons so voorreg. Maar stel jouself 'n bietjie voor, wie is jy? Waar kom jy vandaan? Vertel ons 'n bietjie van jou gesin. Hallo Nadine, baie dankie vir die geleentheid om 'n bietjie met julle te kan gesels vandag. Dit is so groot voorreg. En ja, ek is, soos jy gesê het, Mariska Kemp. Ek het vir jare lank en dit is iets wat die Here my opgewys het. Ek het myself gesien, ek het vir 14 jaar in depressie gelei, maar voor dit het ek in die finansiële bedryf gewerk en toe op 'n stadium het dit gebeur dat ek so siek geraak het as gevolg van die depressie dat hulle my nie meer as winsgewend gesien het, as ons dit so kan stel nie. En toe is ek geretrench. Eers op disability gesit en toe na 4 jaar is ek geretrench. En maar dit is waar die wonderlike ding van Jesus inkom. Maar voordat ek daartoe gaan, ek is getroud. My man is Werner Kemp, hy's in die weermag hier so in Oudtshoorn. Ek het agter liefde aangetrek. Ek is eintlik 'n Bolander, maar toe die Here vir Werner hiernatoe roep, toe die liefde het my nader getrek hiernatoe en ek sê altyd ek het agter liefde aangetrek, maar toe kom vind ek die ware liefde van God hier in Oudtshoorn. So, en dan het ons 'n dogter, sy is nou 19, ons klein wonde, nou nie meer klein wonderwerkie, maar sy is ons wonderwerk van die Here af, want ek kon nie kinders sê nie, en ons het gebid en gevra en die Here het besluit, dit is tyd dat ons vir haar kan hê. So, sy hou nie daarvan as ek dit deel nie, want, maar ek sê sy sal altyd my wonderwerk bly, so. Ja, en dis basies en daar's so baie wat ek kan vertel, né? Dit is die dag toe die Here, ek was by psigiaters, beraders, sielkundiges, you name it, alles. Maar die dag toe Jesus my kom aanraak, toe ek 'n persoonlike ontmoeting met hom het, toe kry ek weer hoop. En sonder hoop kan ons nie leef hê. En dit is Jesus. En dis iets wat ek net, ek sê as ek dit in 'n pakkie kon gee vir mense as 'n geskenk het ek, maar jy moet self jou geskenk gaan haal by die Here.
Ons kan dit nie vir julle gee nie, maar ons kan julle vertel afvan. So. Maar ons vir nou sê gou 'n bietjie vir my. So jy het nou jou ware liefde Christus ontmoet en nou het jy op 'n plek gekom waar hy jou equip het en hy het jou gevat deur 'n proses van genesing en heelmaking en nou is jy in hierdie bediening want elkeen van ons het 'n plekkie in die bruid van Christus. So, hoe sien jy jou plekkie in die bruid van Christus? Hoe het die Here jou gekoop om jou plekkie vol te staan in die bruid van Christus? Wat doen jy? Ja, vertel ons 'n bietjie. Okay. Dit het daarop neergekom. Ek het in die tyd wat ek aan depressie gelei het ek probeer om my eie lewe te neem. En ek is so dankbaar dat die Here vir my 'n tweede kans gegee het. En hy het my man gebruik om my te red. Wanneer het met my hospitaal toe gejaag en ek het gerepent, ek het vir die Here om vergifnis gevra dat ek die lewe wat hy vir my wil gee, waar ek probeer beëindig en hy is die een wat die besluit maak oor dit. So, maar in elk geval toe ek nou my hart vir die Here gegee het en verlos is van al die goed wat my vasgehou het. Ek was verkragt toe ek 20 jaar oud was en dit het 'n groot invloed gehad op alles wat met my gebeur het die 20 jaar daarna. Jy het genoem dat jy vir 40 jaar was jou stem stil. En dit is nie toevallig nie, dit is toeval daar lig dat ek het ook op 40 wedergeboorte beleef. Ek sê ek het vir 40 jaar in die woestyn rondgedwaal en nie geweet waartoe ek op pad is nie. Totdat Jesus vir my die rigting kom wys het. En maar in elk geval toe net so 'n tyd, ek dink dit was so 'n jaar of 2 nadat ek my hart vir die Here gegee het. Die Here het ons begin gebruik in selgroepe en daai tipe goed, maar net hier en daar waar ek met mense gepraat het wat hy ook die Here oor my pad gebring het wat ook 'n uitdaging met depressie beleef. En toe wat gebeur is een van ons familielede se seun is maar 14 gewees en hy probeer toe selfmoord pleeg. En hy het gelukkig, ek prys die Here vir dit dat hy nie suksesvol was met sy poging nie, maar hy was lank in 'n koma gewees. En dit het my so geskok van jou hele lewe lê voor jou, jy is 14 jaar oud, hoe kan jy nou nie meer kans sien vir die lewe al so vroeg in die lewe nie? En toe sê ek, Here, maar ek wil so graag net vir mense vertel dat daar hoop is, dat ons nie vasgevang hoef te bly in daai duisternis nie. En wat toe gebeur het is, ek was nie gehoorsaam met want ek was bang. En toe gebeur daar weer iets dat 'n skoolvriend van my, ons het mekaar vir 5 jaar nie gesien nie, maar dis daai vriende wat as jy weer by mekaar kom, dan voel dit of daar nie 5 jaar verloop het nie. En hulle het by ons kom kuier, hy was in die polisie gewees. En dit was 'n heerlike naweek wat hulle by ons gekuier het, 'n lang naweek en ons is in 'n wonderlike gemoed uitmekaar uit die maandag toe hulle teruggaan huis toe. En die woensdagoggend toe gaan ek op Facebook en ek sien net rus en vrede, rus en vrede. En ek kan nie verstaan nie wat gaan nou aan. En ek probeer sy vrou in die hande kry en kry nie in die hande nie, later bel sy suster my terug. Toe hy die vorige nag sy dienspistool gevat en sy eie lewe beëindig. En niemand, ek en Werner wat so nou pad stap met innerlike genesing en goed. Ons het dit nie opgetel nie en ons het vir die Here gevra, Here, maar hoekom het U nie vir ons gewys die tekens nie? Hoekom het U nie Heilige Gees, hoekom het U met ons gepraat nie? Toe sê hy die Here vir my, dit was nie vir jou om te weet nie. Maar dis toe waar ek nou regtig sê, Here, ek wil uitgaan en ek wil 'n boodskap van hoop bring. Ek wil nie mense moet skaam wees of vasgevang wees in wat gaan die mense sê, daai tipe goed nie, want daar's 'n stigma betrokke. Daar's 'n stigma gekoppel aan depressie en geestesiektes en dit is wat gebreek moet word. Mense moet veilig voel om te kan praat oor dit wat hulle deurgaan. En dis wat jy gesê het, ons moet reël wees. Ja. It's time to get real. En
in elk geval, en toe sê ek, Here, gee my asseblief 'n manier. Ek weet nie hoe nie. Ek was so skaam geweest, né? Ek sal nooit voor mense gepraat het nie. Jy het my nou gesien al by die werkswinkel so goed of by die een wat jy bygewoon het, maar ek was altyd die skaam enetjie. Ek so as jy vir my gekyk het, het ek gebloos. So. Maar in elk geval, toe vra ek Here asseblief gee my asseblief 'n manier wat ek hierdie boodskap van hoop kan oordra. En ek het aanhou bid, nog nie antwoorde gekry nie, maar ek het nie opgegee nie, ek het aanhou vra. En eendag was ons in die kerk gewees en toe ons by die huis kom, toe sê ek vir Werner, hy moet net so kans gee, hy gaan nou middagete begin voorberei, ek moet net gou iets gaan doen. En toe ek in die kamer kom, toe vat ek sommer my foon en my notas app en ek begin, en dit is asof dit nie my eie hande is wat besig is om te tik nie. Toe kom die eerste saadjie van hoop na vore. Van waar ons boodskappe van hoop begin deel het van wat in 'n mens se alledaagse lewe gebeur en hoe jy kan dit deurtrek na die woord van God toe en inkorporeer in jou geestelike lewe en daardeur hoop en inspirasie en alles wat jy aan kan dink kan kry wat positief is. En een storie het 2 geword en 2 stories het 6 boeke geword, so ek is besig met die 7de een, prys die Here, alles oor hom, maar in elk geval, en toe ek die stories begin skryf het, toe die Here vir my gesê, hy het vir my gesê, moet dit nie net skryf nie, gaan en vertel jou storie. En ek het gesê, Here, maar wat moet ek doen? Ek het nie 'n idee nie. En hy gee toe vir my stap vir stap alles wat ek moet doen van ek het nie eens geweet dit moet werkswinkels genoem word nie. Ek het net geweet ek moet gaan en my storie gaan vertel. En ons het die eerste een was op, ek sal dit nooit vergeet, die 8 en 9 Junie 2018. Dit was ook 'n lewensveranderende belewenis. So ek onthou al die datums wat lewensveranderend was. Maar in elk geval, en toe die Vrydag aand, ek sê ek was regtig baie skaam en ek was bang geweest. Ek was regtig bang om my getuienis te gaan lewer. Dit was letterlik so dat ek 'n draai in die dames moes maak, so bang was ek. Maar in elk geval, so ek is nou 'n bietjie te real, maar in elk geval, maar weet jy nou, daai liefde wat ons vir Christus het en ek sê altyd, die dag van ons liefde vir God, ons vrees vir mens oorwin, of oorskadu, dan kan jy nie anders as om gehoorsaam te wees en uit te gaan en sy opdrag uit te voer nie. En vir my is Maria Magdalena een van die beste voorbeelde van dit. Maar in elk geval, daai aand, die eerste keer, was dit so gewees dat ek het 10 minute, het ek my getuienis gedeel, want die Here het vir my gesê, ek het gesê, Here, maar ek weet nie. Toe sê hy vir my, gaan en vertel jou storie, ek sal die werk doen. Amen. En dis met daai wat ek die afgelope, dis nou 7 jaar, wat ek stap met dit. Ek vertel my storie en hy doen die werk, want ek kan nooit sy werk doen nie. Ek is net die instrument. Maar in elk geval, en ek het omtrent net 10 minute gepraat, né, want ek dink ons gaan kyk, ons getuienis eindig nooit nie. Terwyl ons hier op aarde is, gaan ons altyd 'n getuienis hê om te vertel. Maar in elk geval, ek het 'n stukkie gedeel van my getuienis en die volgende oomblik spring 'n dame op en sy begin te huil en sy sê, en dit is net die Heilige Gees wat haar aangeraak het en sy begin losgemaak word van goed wat haar vashou. En die volgende oomblik spring nog 'n dame op en sy begin in tale te sing. En 'n ander persoon word gedoop met die Heilige Gees en daai dag het ek ervaar wat dit is wanneer ons gehoorsaam is en die pad oopmaak vir God om sy werk te doen. Hy wil gehoorsame wessels hê. En hy staan gereed en wag om sy werk te doen. Maar baie keer is ons is bang. Ons is daai vrees vir mens van wat gaan die mense sê.
En ons moet uit dit, it's time to rise and shine. En dit is so belangrik dat in die tyd toe die Here my ook gesê het ek moet begin werkswinkels, want hy het vir my gesê ons kan dit nie, ek moet dit nie 'n konferensie noem of een van daai goedjies nie. Dis 'n werkswinkel want jy kom saam met God, die Heilige Gees. Dis 'n werkswinkel waar jy saam werk vir innerlike genesing en geestelike groei. Baie keer wil ons as mens net ontvang. Ons is nie bereid om in te sit nie. En die geloof moet oorgaan tot aksie. En dit is wat dit so wonderlik maak. Maar in elk geval, jy moet sê wanneer ek moet ophou praat. Ek kan babbel oor die Here. Weet jy, ja, dit is vir my so mooi wanneer jy praat oor gehoorsaamheid, want ek dink gehoorsaamheid is 'n baie groot ding in die koninkryk. En die Here sê, ek soek nie 'n offerande nie. Ek soek nie eers jou tiendes as ek nie jy weet ek soek eerder 'n hart van gehoorsaamheid. So dit is baie belangrik dat ons eerder eerste harte van gehoorsaamheid het. En ek wil sommer so 'n klein stukkie deel. Rondom die naweek het ons ook 'n healing service gehad en iemand kom nou, ons het gebid vir mense en die vroukie het gekla van die heuppyn en ons het vir haar gebid en ek hoor duidelik hoe die Here vir my sê, Nalien, haar twee bene is nie gelyk nie, die een is korter as die ander ene. En ek staan daar so en ek dink, nee, hierdie is nou nie my platform nie. Ek gaan nou maar, jy weet, en ek bid nou maar in my stilletjie vir hierdie voete en bene. En niks gebeur nie, maar die middag pla dit my verskriklik omdat ek nie, jy weet, net in geloof uitgetree het nie. En ek sê, Here, maar waar gaan ek hierdie vrou nou kry? Waar gaan ek haar nou weer kry? En die volgende dag, die Sondag, toe staan sy in ons koffieshop by die kerk. En ek vra vir haar, hoe gaan dit met jou heup? Hoe voel jou heup? En sy sê, nee, hy seer, maar sy vertrou nou maar nog vir genesing, jy weet? Ja. Nou staan nou man ook langs haar en ek sê vir haar, okay, so wat jy nou moet doen, is jy moet nou huis toe gaan. Dan moet jou man nou kyk of jou twee bene nou gelyk is en dan moet jou man nou bid dat hy uitgroei, jy weet? Sê ek. Die man moet bid. Ek gee jy nie opdrag oor hierso, jy weet? Van die man af en hy sê, luister hierso, jy moet gehoorsaam wees want die Here het met jou gepraat. Hy sê, kom ons bid. Ek sê nee, ons gaan nie hier in die koffie kafee bid nie. Ek sê nee, kom ons gesoek net 'n stoelplekkie. En so te kry ons nou 'n stoelplekkie en terwyl ons nou daar sit en ons net ek en sy en die Here, vat ek haar voete en braggies tussen een korter en ek bid baie humble saam met die Here, sê ek net dankie Here en ek sê been groei uit in die naam van Jesus. En dit was soos 'n bold stap vir my gewees want wat as daar nou niks gebeur nie, jy weet? Ja. En ek sit en ek sê, "Baie Here, kyk hier gebeur dit. Hier gebeur dit." En dit gebeur voor my oë. En sy sê, "Jy gaan my heup. Jy gaan my heup." En ek sê, ons spring daar op nê en haar pyn is weg en ek besef en ons spring op en af as kinders en ons dans vir die Here en ons lag vir die Here en ek besef net dat weet jy wat, al maak ons 'n bak vrugteslaai van onsself. Let's be a fruit salad for Jesus, you know? Dat dit regtig net 'n gehoorsaamheid uitdruk. Of jy nou verkeerd was of nou reg was, maak nie saak nie. But just the fact that you wanted to be obedient, dit is wat God in jou hart sien. He sees your heart and God honors the heart that wants to worship and obey him, nee? So ja, daai gehoorsaamheid is nogal 'n groot ding. Maar nou wil ek vir jou vra, ons het so 'n bietjie gepraat oor voor hierdie call het ons 'n bietjie gepraat en jy het gesê jy wil graag 'n bietjie deel rondom jy weet die labels wat die wêreld op jou sit en jy weet daai tipe van goed, nê? Jy's nie wie jy ek kan nie onthou hoe jy dit gestel nie. Jy's nie noodwendig wie mense dink jy is of wat jy dink jy is nie. En ek dink dis deel van his favorite one is dat
ons lewe sulke limited lewens as gevolg van ons eie self-destruction en die wêreld wat hierdie goed op ons kom sit. En in die wêreld se oë kan jy nie ministry doen nie, jy kan nie dit doen nie, jy kan nie dat doen nie want jy het te veel foute. Maar die actual Ja, fact is that we are working progress en ek dink toe ek hierdie platform begin het die Here vir my 'n droom gegee en hy het net vir my gesê Naleen, while you are working on yourself, you need to pour out. You receive and you pour out, and you receive and you pour out, and it's fresh oil and daily manna every day. En ek dink dis baie belangrik. So vertel ons 'n bietjie daai gedeelte wat jy graag met ons wil deel rondom wie jy is en wie jy nie is. ek het en ja, dit wat ek vir jou genoem het is ons is nie wie die wêreld sê ons is nie. So maklik gebeur dit dat wanneer dinge met ons gebeur, ek sê mos die lewe gebeur met ons almal. Ons kan nie al is ons koningsdogters, die lewe gebeur nog altyd. Maar dit is wat ons leer om daarmee te doen wat die groot verskil maak. En vir my het dit gegaan oor ek het eintlik 'n label op myself geplak, as ek dit so kan stel. Ek het myself gesien as hierdie depressieleier dat ek is nie meer goed genoeg vir die wêreld nie, so hoekom sal ek goed genoeg wees vir die koninkryk? En toe die Here met my begin praat oor dit, was dit in 'n tyd gewees waar ek my ma verloor het. My ma, ons het binne 'n week en 'n half nadat sy gediagnoseer was met breinkanker, het ek daar sterfbed gestaan. En dit het my wêreld uitmekaar uit laat val weer, want sy was regtig een van my steunpilare en jy weet mos that one that's rooting for you, wat altyd daar is vir jou, wat jou altyd liefhet, maak nie saak wat jy verkeerd doen, daai tipe goed. En dit was in daai selfde jaar, toe gaan ons na 'n vrouekamp toe. En ek kan nie onthou waaroor presies alles waaroor dit gegaan het nie, maar die persoon wat die teaching gedoen het gepraat oor Maria Magdalena en ons was in die woord gewees en ek het duidelik in my gees ervaar hoe die Here vir my sê die graf is leeg, moenie meer by die graf bly staan nie, gaan en vertel dat daar hoop is dat ek leef, gaan vertel die blye boodskap, want ons is geneig om so vas te hak by en die kruis, ek maak nooit die kruis goedkoop nie, né? En dit is waar alles begin. Maar die graf is leeg. Ons moet opstaan. Ons moet uit die graf uit opstaan. En toe sê die Here gaan en vertel. En dit is toe hy vir my gesê het, hy het my identiteit. Dis asof hy daai label van wat ek op myself geplak het en wat ek gedink het die wêreld nou sien, depressieleier, hy het dit afkom ruk van my af. En hy het vir my gesê, jy is my Maria Magdalena. Gaan en vertel. En ek wil net 'n stukkie hierso as dit reg is in Yes. Matteus 28 vers 8 tot en met 10. Dit is nadat die engel aan Maria Magdalena en Maria verskyn het. Hulle het toe hastig van die graf af weggegaan, bang maar baie bly. En dit is hoe ek myself absoluut kon beskryf toe die Here vir my sê gaan uit. Ek was bang maar baie bly. So, maar nou moet jy kies, gaan die bangheid jou oorheers of gaan die blyheid jou oorheers? En ja, ek kan in alle eerlikheid sê die blyheid het my oorheers, want the joy of the Lord is my strength. Maar ja, so wat dit vir my op neerkom is, moenie, al is jy bang, gaan doen nog steeds. Wees gehoorsaam, doen wat die Here vir jou sê om te doen. Ek het byvoorbeeld, en ek het vir jou genoem voor die tyd, dat die Here het vir my 'n nuwe opdrag gegee, ook om die bediening die grondgebied te vergroot, as ek dit so kan stel. Dat dit nie net by boeke en werkswinkels moet bly nie, die fisiese goed nie, maar ook soos wat ons nou byvoorbeeld doen. En ek was bang. Ek verkies om agter my woorde weg te kruip, my skryfwerk. Dan niemand hoef my te sien nie. Ek gaan aan, doen my dingetjie, jy koop my boek, die Here werk met jou, daai tipe ding. En vir 'n jaar lank was ek ongehoorsaam geweest en
ek kan jou beloof dat daai ongehoorsaamheid het veroorsaak dat ek getormenteer is. Sure. Dis hoekom ek vir mense sê, wees eerder gehoorsaam, want ongehoorsaamheid maak 'n deur vir die vyand oop. Yes. En ek het net gister het ek regtig, ek het letterlik gegaan en ek en my man is vandag is hierdie jaar 25 jaar getroud en ek het hom gesmeek. Ek wil weer 'n seremonie hê waar ons liefde vir mekaar herbevestig, daai tipe ding. Hy wil niks weet nie want hy sê ons het dit die eerste maal reg gedoen. So, so ek het hom maar opgegee met daai ene. Maar in elk geval en hy is reg, hy is reg. Al het ons deur baie, maar alles was nie altyd maanskyn en roos gewees nie, maar ons is hier vandag en ons groei nog elke dag in ons liefde. Mm. Maar wat ek wou gesê het toe gister toe gaan ek net en ek herbevestig my verhouding met Christus. En ek het vir die Here gesê, Here, as daar enige iets is wat ek teruggevat het vir myself, ek gee my alles vir U weer vandag. En ek kan nie vir jou beskryf die vrede wat ek ervaar van nadat ek dit gedoen het nie. Dis asof net God is in beheer, maak nie saak wat gebeur. Amen. So, Mm. ek wil vir almal, ek wil diegene wat hierdie boodskap gaan kyk, ek wil jou bemoedig en sê, herbevestig jou liefde, herbevestig jou verhouding met God. You are the bride of Christ. En ervaar net weer daai vrede, maar belangrik wees gehoorsaam. En ja, en ek ervaar net ons moet mekaar se arms oplig. Ons moet daai soos wat Hebreërs 12 sê, skare toeskouers wat mekaar aanmoedig. Dis nou in my bewoording. Maar ons moet daar wees vir mekaar. En my hart is om te bou, absoluut te bou. En daar's so baie dinge wat afbreek in die wêreld en ek sal eerder baksteentjies van hoop bou as wat ek afbreek wat die Heilige Gees is die een wat die hoe sal ek dit stel? He's the one that convicts. Yes. We're not supposed to do it. Ja. En behalwe as die Here vir ons sê ons moet ietsie spesifiek doen, maar soos ek sê, ek verkies om te bou. Bou, saad van hoop, Ja. plan, gooi water, al daai goeters. Ja, en soos vandag is saadjies wat in iemand se hart geplant word. Dis saadjies wat in my en jou harte geplant word. Ons harte is die soil en hulle beskryf in my Bybel is daar woord wel vir hy preaching beskryf en hy sê preaching is like droplets of water or mirror or sweet wine and it's droplets that flows. Dit is elke saadjie en woord wat ons nou hier bespreek. Dis droplets. Hierdie drop val dalk so soet wyn in een se hart en die ander ene val dalk soos honey in iemand se hart en net soos wat hy dit benodig, nê? En daar's ook 'n skrif wat sê dat soos die boer sy saad plant en hy gaan slaap vanaand en môreoggend staan hy op en die saad het begin groei. Kan niemand verklaar hoe daai saad begin groei nie. Daar's geen manier hoe jy weet dat hoe daai saad lewe gekry het nie. And it's just Jesus. It's just Jesus. And if he doesn't build the house, if he doesn't go with us, we don't want to go, nee? En ek besef net hoe ons nou in 'n reël tyd is, 'n tyd waar yes, ons is in 'n tyd where we cannot just have the form, we need the power as well. And that's so important because there's a lot of things that has the form, but people are hungry for the real thing. They are hungry for the real Jesus, not for religion, not for works, not for striving. They are hungry for the real deal, and that is Jesus Christ. So ja, Mariska, yes, jy het ons baie kom bless. Baie dankie vir die tyd saam met ons. Ons gaan jou vanaand op die call hê. Jy weet ons maandag aan call, ons gaan nou 'n bietjie na jou testimony luister. En baie dankie dat jy ons so kom seën het. Baie dankie.
Baie dankie vir jou ook en dankie vir die platform wat jy skep vir ons en daai wat jy gesê het en hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en die Power of this testimony. ja, ek hak nou vas. Dit is nou een van my gunsteling skrifgedeeltes en nou hak ek vas. Wyk Satan. Maar in elk geval, ek glo absoluut aan die krag van ons getuienis en Ja. die Here het eendag vir my gewys dat wanneer ons getuig van hom, dis soos lewende water wat uit ons mond uitvloei. Yes. En ja, daai lewende water gee lewe aan ander weer. Ja. So ja, baie dankie vir die platform wat jy Baie skep. dankie. Jou gehoorsaamheid aan die Here, aan wat God gesê het jy moet doen. Ek eer jou vir dit en ek bid net 'n seën oor jou bediening, oor His favorite one Baie en dat jy van krag tot krag sal gaan en dat ons as dit die Here se wil is ewers vat ons dalk hande en ons doen ietsie saam. verseker. Dit is waaroor his favorite one gaan. His favorite one is regtig, as ek dit in kort kan sê, dit is the bridegroom that preps a table of feasting for his bride. And that is the preparation of his bride to come into place. Sodat die bruid nie met haar slippers en koolers in die hare op die troudag staan nie. En wat lekker is dat ons het mense, vandat ons begin het met his favorite one, was daar net ek. En ek het alleen my voet op die water gesit. En die Here het net so getrou begin mense om my sit en sê luister, hierdie vrou is 'n immunskonsultant. Sy het gesê sy wil kom saai, sy wil kom haar saad insit in op hierdie tafel. Sy wil ook 'n maaltyd hier kom neersit. En daai persoon het gekom en gesê, maar weet jy wat, ek's 'n life coach. Ek wil graag gebruik wil mentally help om jy weet, en dan het ons 'n fitness 'n dame wat fitness en nutrition doen vir die koninkryk, or how to steward our bodies. Jy weet, dis goed en wel om te weet en te sien, jy weet, alles wat in die woord staan, maar jy weet, partykeer is die praktiese gedeelte so moeilik. Maar as dit in klein happies kan gegee word, klein goedjies en ek kan verstaan hoekom het ek my liggaam steward, ek kan verstaan hoekom is hierdie ding sleg vir my, maar in klein happies, dan raak dit maklik om te volg, dit raak maklik om toe te pas, want ek verstaan nou skielik hoekom, is nie net iemand het gesê dit moet so wees nie, en dis waaroor die favorite one gaan, dat sy kan inkom op ons WhatsApp community groep, en dat sy kan kom vat wat sy wil hê. As sy wil 'n life coach hê, as sy wil 'n image konsultant hê, as sy wil ons liggaam steward, as sy wil geestelik hê, want dis die liggaam is geestelik ook, en dit is mentally, en dit is, jy weet, fisies ook, en om die bruid te leer om op 'n gebalanseerde manier koninkryk te doen. Ja. Nee, so dit is waar dit gaan. En ja, en ons is opgewonde om almal na hierdie tafel toe te nooi. Maar baie dankie Mariska. Jy moet 'n lekker dag hê en ons praat gou weer. Baie dankie. Dankie hoor. Bless you. Bless